Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Nou ons het hierdie week bietjie gekyk na die gedagte van Hervormingsdag, of dan sommige verwys daarna as Reformatiedag, die begin van protestantisme, waar 'n man met die naam van Martin Luther opgestaan het teen die wanpraktyke van die Rooms-Katolieke Kerk en dan ook standpunt ingeneem het vir die waarheid van God se woord, en ook hierdie kosbare Bybelboek in Duits vertaal het in rekordtyd, om dan ook die Bybel in die hand van die doodgewone mens op straat te gee, sodat hulle kan lees en verstaan wat God se woord sê. Nou gaan ek weer alles herhaal nie, ek het net vir u gesê, uit die reformatie is daar 5 solas gebore: sola scriptura, die skrif alleen; sola fide, geloof alleen; sola gratia, genade alleen; en vanmôre gaan ons stil staan by sola Christu, of Christus alleen, en dan sola Deo gloria, tot eer van God alleen. Nou kom ons kyk gou wat beteken hierdie sola Christu, of Christus alleen. Nou vriende, Martin Luther het 95 stellings, soos ek reeds vir u gesê het, teen die Wittenbergse kerk deur vasgekap, waar hy teen so 95 wanpraktyke in die Roomse kerk opgestaan het. Nou vriende, een van hierdie wanpraktyke van die Roomse kerk is dat hulle aflaatstelsel ingestel het en aflaatbriewe verkoop het, waar mense dan kon betaal het, die kerk betaal het, en dan het hulle 'n brief gekry wat gesê het dat hulle mense wat alreeds gesterf het, dan vir 'n korter tyd in die vagevuur sal wees en dan later in die hemel sal kom. Verder het die Rooms-Katolieke Kerk ook gesê dat Jesus is die redder, maar hy is nie redder alleen nie, want saam met hom is daar ook Maria. Sy is die medeverlosser, en nie net Maria nie, maar saam dit ook die sakramente van die doop en die nagmaal, wat ook vir ons saligheid bewerk. En nog iets seker al gesien in rolprente, wanneer 'n Rooms-Katolieke gesin se kind baie siek is, dan het hulle dadelik 'n priester gesoek om daardie kind te kom doop, want as hy nie gedoop was nie, sou hy nie in die hemel kom nie, en is absolute valse lering wat die Roomse kerk dan geglo het, en Martin Luther het daarteen opgestaan. En die vraag is, hoe is dit van toepassing op ons vandag? Ek wil vir u sê, vriende, hierdie saak waarteen Martin Luther opgestaan het, is nog net so lewendig in ons tyd, en in die kerk van Jesus, soos in die tyd van Martin Luther. Miskien nie so uitdruklik nie, ja, die Roomse kerk glo nog steeds dat Maria 'n medeverlosser is. Maar kom ons kyk gou na die sakramente. Hoeveel is daar wat die doop sien as hulle redding? In van die gereformeerde kringe glo hulle aan die verbondsdoop. Soos hierdie kind as babietjie gedoop word, kan hy maar doen en leef net soos hy wil, en hy sal op die einde van die dag hemel toe gaan, omdat hy gedoop was as kind. En dan kry jy die ander dwaling, dat as jy 'n groot mens is, dan moet jy gedoop word, anders sal jy nie gered kan word nie. En as jy nie gedoop is as volwassene nie, sal jy nie die ou lewe kan aflê en in 'n nuwe lewe opstaan en dan hemel toe gaan nie. U sien, die leen is nog steeds dieselfde. Christus verdwyn uit die prentjie. Ek het 'n boodskap so tyd terug gebreek waar ek gesê het dat die doop, besprinkeling en onderdompeling is die grootste vyande van die evangelie. Waarom? Omdat mense sekere saligheidswaarde koppel aan iets wat Martin Luther juist teen opgestaan het, in 'n rebellie teen opgestaan het, en gesê het, luister, geen priester kan jou sonde vergewe nie, geen mens kan jou sonde vergewe nie, geen water kan jou sonde vergewe nie, Maria kan jou sonde vergewe nie, dis Christus en Christus alleen. En dit is wat ware saligheid bring. Onthou net een ding, Johannes 1:29, Johannes die doper is daar by die Jordaan, en die Bybel sê vir ons, en die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En jy moet tog nou nie hierdie wêreld inlees, dat elke mens op aarde nou wie verlede, hede en toekoms gered gaan word, en almal gaan op die einde van die dag in die hemel wees nie, en ons kan maar leef soos ons wil, uiteindelik het die Here almal se sonde gedra nie. Vriende, watter leuen? Dis die leuen van universalisme, waar ons nie sien wat die skrif in konteks sê, wanneer die Here met ons praat deur sy woord nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die Vader nie. So dis nie rocket science, verskoon die Engels, om hierdie sake te verstaan nie. Dis net mense wat moedswillig is, wat sekere goed in die Bybel inlees, en hulle vat nie die konteks, en neem nie die res van die Bybelse konteks in ag nie. Johannes 3:36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. So met ander woorde, die toorn van God rus op die wat hierdie Here Jesus Christus verwerp. Johannes 10:9,
Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. U sal onthou gister, dat geloof en genade is 'n geskenk uit die hand van God, en daarom is dit belangrik om te weet, dat die werk wat God in my hart gedoen het, altyd 'n werk sal wees, wat my lei na Jesus Christus, die enigste verlosser en saligmaker, wat God gegee het. Handelinge 4:12, die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis net die naam van Jesus Christus. 1 Timoteus 2 vers 5, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het, as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Luister, dis nie Christus en jou werke nie, dis nie Christus en jou kerk nie, dis nie Christus en jou doop nie, dis nie Christus en Maria nie, dis nie Christus en jou oorgawe nie, dis Christus en Christus alleen. Hy is die redder. En daarom, as daar ware geloof in jou hart is, en God waarlik hierdie genade oor jou uitstort, dan sal Christus vir jou, vriende, soos hierdie kosbare skat wees. Wat jy sien, hierdie put, hierdie fontein in 'n dorre woestyn, en jy sal daarna vlug, en jy sal drink, en die woord van die Here sê vir ons in Johannes 7, as julle dors het, en julle drink van my, sal daar strome van lewende waters uit julle binneste vloei. Alles die genadige werking van God, want die mens in sigself of op sigself soek nie na God nie. Die Bybel sê van nature, Romeine 3, soek die mens die Here nie. Daarom is dit absoluut die werk van die Here in die hart en siel van die mens. Ek verstaan waarom mense se redding in aanhalingstekens net vir 'n tydjie hou. Hulle is gered en dan 'n paar maande later of 'n paar jaar later verval hulle en hulle gaan terug na hulle ou lewe. Waarom? Want hulle dink hulle het God 'n guns gedoen. Hulle het iets gedoen, hulle het 'n bydraende faktor gelewer. Dis hulle wat God vashou en nie hy wat hulle vashou nie. Dis hulle wat besluit het hy moet hulle red en nie hy wat besluit het om hulle te red nie. Ja, jy kan miskien dink ek is tegnies, maar vriende, luister, dis waar die hart van die evangelie lê. Dat die woord van God ons leer dat geloof 'n geskenk is uit die hand van God. Genade kan nie verdien word nie en Christus is die enigste redder waardeur ons gered moet word. En dan die laaste ene, Solo Deo Gloria, alleen aan God die eer. U sien, al hierdie soulas kom by een, kom ons sê maar hoogtepunt uit, en dit is dat God se eer op die spel is, tot eer van God alleen. Want u sien, hy tog immers is die held van my reddingsverhaal. Was dit nie vir die Here nie, was ek verlore, sou ek in my sonde gesterf het. Daarom sê die Bybel vir my en jou, luister vanmôre, 1 Johannes 4:19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis omdat hy ons eerste lief gehad het, dat ons nou die vermoë het om hom lief te hê. Daarom eer ons hom, daarom aanbid ons hom, daarom is hy die held van ons reddingsverhaal. Daarom praat ons nie heeltyd oor onsself, oor ons kerk en oor ons dinge nie, maar oor God. En daardeur wil ek nie vir u sê dat kerkdogmas en goed is verkeerd nie, maar vriende, as dit nie ooreenstem met die woord nie, as daar nie skrifbewyse binne konteks is vir wat jou kerk sê nie, dan moet jy vlug. Dogma of leerstellige dinge is om ons nader te bring aan God en vir ons sekere goed sistematies uiteen te sit, nie om ons verder weg van die Here te dryf en ons die held van ons verhaal of van ons reddingsverhaal te maak nie. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Paulus kom in Romeine 11 en hy sê daar vers 33 tot 36, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onaspeurlik sy weë, want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee het om vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Martin Luther, hierdie man wat opgestaan het teen die wanpraktyke van die Rooms-Katolieke Kerk, het by sy sterwingsuur 3 uur die oggend op die 18de Februarie 1546 gesê. Hy sê, we are beggars. This is true. God is free, utterly free in his grace. And we are beggars. This is how we live. And that is how we study, so that God gets the glory and we get the grace. Is nie vir u mooi nie. Waar is die Martin Luthers van ons tyd? Ek wil vir u sê, die deursnee preke op radio, op televisie, van meeste kerke is so mensgesentreerd, jy wil mal word as jy dit hoor.
Dan dink jy vir jouself, vir wat noem hulle dit nog kerk? Want kerk staan vir uitgeroepenis van God, waar Christus die hoof is van die kerk, en tog verdwyn hy in die agtergrond terwyl die mens verhef word tot hierdie status van godheid. Luister, die reformatie het ten doel om ons terug te bring by die woord, by geloof, by genade, by Christus, tot eer van God alleen. Ek vra jou, is jy besig met hierdie godsdiens? Want dit is die enigste godsdiens wat die Bybel vir ons leer. 'n Godsdiens waar die mens op die agtergrond verdwyn, God op die voorgrond verskyn, hy die skepper, die redder, die heerlikheid, die eer, die lof, die dank en die aanbidding van ons harte ontvang. Waarom is Hervormingsdag en die uitvloeisel daarvan so geweldig vir die kerk van die Here Jesus? Omdat die Here hierdie man opgewek het, op sy tyd, op sy manier, om op te staan en standpunt in te neem teen die valsheid van sy tyd. En u en ek het nodig om presies dieselfde te doen. Want ons beleef dieselfde tyd as Martin Luther, waar valsheid die kerk oorneem, en niemand sê meer 'n woord nie. Mag die Here ons genade gee om verder hierdie saak te ondersoek, en mag die Here ons ryklik seën in die verstaan van sy woord. Groete, mooi dag verder, Tara.